en suster. Baie hartlik welkom by vanoggend se biduur. Daar is vandag ander goed ook in die dorp aan, so daar's 'n paar mense wat verskoning gemaak het dat hulle nou nie hier kan wees nie. Dis veral ouerige of bejaarde mans, kan ek nou sê. Hulle vrouens is hier, so kan ek maar sê. Dis ou mans. Wat nou nie hier kan wees vandag nie. O, gats, ons sê dit uit, ja, hulle kyk dalk later in, so kies. Goed, so baie hartlik welkom by vanmôre se diens. Karen oefen baie hard om Agnes Day vir ons baie mooi te speel. So kom ons sing vanmôre weer saam met haar. Hierdie baie mooi lied. Die nommer bly my altyd ontgaan, dis 'n lied uit die Vlam boek uit, Vlam 124. Hy sing so met uiteindelik maar een vers, maar hy herhaal homself 'n paar keer. So kom ons bly so sit en dan sing ons Vlam 124 as 'n lied, 'n aanbiddingslied waarmee ons voorberei ook om die Here te ontmoet. Baie dankie dat ons vanmôre weer die kans het om in die gejaag van die wêreld hier te kan stil word. Dat ons die gerief, die gemak daarvan het, dat ons 'n uur saam met mekaar kan kom wees.
en net die sorge, die laste van die lewe, die wêreld vir 'n oomblik te los, sodat ons hier saam vir U kan aanbid. En ons wil vra dat dit werklik waar vir ons sin sal hê, betekenis, en dat alles nie sal afhang van 'n kort preek of voorbereiding wat iemand anders gedoen het nie, maar dat ons gewoon net vanmôre hier in U teenwoordigheid net kan rus, bewus kan wees van U liefde, van U teenwoordigheid in elkeen van ons se lewe. En dat ons dan hierdie vrede so in ons hart en lewe sal ervaar, dat ons daarmee sal gaan leef in die res van hierdie dag ook. Here, hoe heerlik is U teenwoordigheid. Hoe verfrissend om U stem te kan hoor. Daarom bid ons dan ook dat U dit nou sal stilmaak in ons harte. Terwyl die wêreld daar buite nog maar voortskarrel, mag ons hier waarlik waar stilte en vrede vind en U stem hoor. Amen. Kom ons sing lied nommer 175, hy het net een vers, en ek verbeel my, mens kan nie sit terwyl jy hom sing nie. So kom ons staan en dan sing ons lied nommer 175 oor die majesteit van die Here. Ons lees saam uit Romeine hoofstuk 8. Romeine hoofstuk 8. En ons is nou by die derde deel van die belydenis van Nicea. Die eerste deel is dat ons glo in God, ons Vader. Die tweede deel wat die baie lang, die binneste deel van die belydenis is oor Jesus Christus. En dan kom ons nou by die derde deel, dat ons glo in die Heilige Gees, die Here en lewendmaker, wat van die Vader en van die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, en wat gespreek het deur die heilige profete. So vandag gaan dit oor die geloof wat ons het in die Heilige Gees. Ons lees van Romeine 8 vers 9 tot by vers 17. Julle word nie deur julle sondige natuur beheers nie, maar deur die Gees, want die Gees van God woon in julle. As iemand die Gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan Christus nie. Omdat Christus in julle is, gee die Gees aan julle die lewe op grond van God se vryspraak, hoewel die liggaam vir die dood bestem is as gevolg van die sonde. Omdat die Gees van hom deur wie Jesus uit die dood opgewek is in julle woon, sal hy deur wie Christus uit die dood opgewek is
ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon. Daarom dan, broers, staan ons onder 'n verpligting, maar nie teenoor ons sondige natuur om daarvolgens te lewe nie. As julle lewe deur die sondige natuur laat beheers, gaan julle die dood tegemoet. Maar as julle deur die Gees 'n einde maak aan julle sondige praktyke, sal julle lewe. Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie, laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot God laat uitroep, Abba, dit beteken Vader. Hierdie Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. En omdat ons kinders is ons ook erfgename. Ons is erfgename van God. Erfgename saam met Christus, aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid. Klink baie dieselfde as die teks wat ons in Galasiërs gelees het maandag, né? Maar vandag lees ons dan uit Romeine 8 uit, van vers 9 tot 17, en dan iets wat uitstaan vir my in hierdie teks, ons gaan maar nadink oor alles wat hier staan, veral dan ook Nicea se belydenis oor die Gees, maar hy sê hierso, omdat die Gees van hom deur wie Jesus uit die dood uit opgewek is, in julle woon, dis vers 11, sal hy deur wie Christus uit die dood opgewek is, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy Gees wat in julle woon. As 'n mens dink dat die woordjie vir gees en asem dieselfde is in Grieks en in Hebreëus, dan herinner dit ons nogals 'n bietjie aan die skepping, toe God sy asem in ons geblaas het en ons dan wat stof was, lewendig gemaak het. So ons lees tot sover uit die Here se woord uit. Gisteraand het ek gesê, of gisteroggend, dat ons by 'n vurk staan in die pad van ons geloof en dat hier die paaie skei. Baie gelowe sal glo dat God daar net een God is, dat hy in die hemel is en dat hy in beheer is en wat nog meer, maar net Christene glo in Jesus Christus, dat hy ons Here en Verlosser is, soos ons gister gehoor het. Maar vandag staan ons weer by 'n groot vurk in die pad. As ons dan nou praat oor die Heilige Gees, hier skei Christene, gelowiges, se paaie ook uit mekaar uit. Hierdie artikel sê dat die Gees van die Vader en van die Seun uitgaan. En dit was die rede vir die eerste groot kerkskeuring. Hier by Nicea het die kerk geskeur, uit mekaar uitgegaan. 1700 jaar gelede, die eerste groot kerkskeuring. Want die oosterse deel van die kerk wat daar by mekaar was, kerke wat ons vandag ken as die ortodokse kerke, ortodoks, Russies ortodoks, Grieks ortodoks, Syries ortodoks, Kopties en so meer, hulle het gesê, nee, ons glo nie dat die Gees van die Vader en van die Seun uitgaan nie. Ons glo net dat die Gees van die Vader uitgaan. En daarmee het hulle pad toe geskeur van die Westerse kerk, wat toe later die groot Romeinse kerk geword het, waaruit ons dan nou weer ontstaan het. So, die Westerse kerk het gesê, maar ons glo dat die Gees van die Vader en van die Seun uitgaan. Nou kan 'n mens dink, maar ag, dit is daar maar 'n bietjie harekloof, is dit nie? Maar in ons tyd sien ons eintlik regtig waar die gevolge daarvan, as jy die werk van Jesus en die werk van die Gees losmaak van mekaar. Jesus is deur die Vader gestuur om sekere dinge te doen in die wêreld, daarmee is hy in die hemel opgevaar, en daarna is die Gees na die wêreld toe gestuur, om hier dan sekere take te verrig. Los van mekaar lei dit tot die vreemde goed wat vir ons vreemd is, wat ons baie keer by ander kerke of gelowe sien, mense wat anders optree, vreemde gedrag, soos neerval in die Gees, lag in die Gees, blaf in die Gees, het ek al van gehoor, en waar gawes van die Gees verhef word bo ander,
waar ek dan kan sê ek is 'n meer geestelike persoon want ek het hierdie gawe en jy het nie, jy het daardie of jy het geen gawe of wat nog meer nie. So die fokus skuif weg van dit wat Jesus gedoen het, skuif meer na die Gees en daarmee saam na sekere bonatuurlike belewennisse en ervarings. En Jesus staan eintlik maar partykeer op die kantlyn. Dit gaan eintlik tog vir God van die begin af, van die sondeval af, oor die verlossing van mense en daarmee dan die bevryding, die hoop wat Jesus gebring het, dit staan altyd in die sentrum. Die werk van die Heilige Gees kan daarvan nooit losgemaak word nie. En dit moet ons baie mooi verstaan. As ons dink oor die Heilige Gees, dan moet ons daaraan dink dat die Heilige Gees gekom het net om die werk van Jesus, dit wat hy hier begin het. Eintlik moet ons sê, dit wat God al daar by die sondeval begin het en Jesus voortgesit het, die Heilige Gees se koms gaan net daaroor om hierdie werk, hierdie taak voort te sit in die wêreld. En daarmee dan, as daar iets soos wonders en tekens nodig is om die werk van Jesus in hierdie gemeenskap, in hierdie persoon se lewe voort te sit, kan daar wonders en tekens gebeur. Ons sê nie dat daar 'n streep getrek is en sê, sulke goed het net in daardie tyd gebeur, het gebeur nie vandag meer nie. Maar as dit vandag gebeur, gaan dit nie oor die mens wat hierdie wonder of teken ervaar nie. Dit gaan nie oor 'n sekere groep van gelowiges wat wonders en tekens ervaar nie. Dit gaan, die fokus bly nog steeds op God alleen. Die fokus bly nog steeds op Jesus, op dit wat hy gedoen het. Nooit op die individu nie, altyd op God en sy koninkryk en hoe dit aanbreek in hierdie wêreld. Die werk van die Gees is dan in die heel eerste plek, en dis ons skyfie nommer 1. Die werk van die Heilige Gees, dit klink vir ons dieselfde as wat ons maandag gehoor het. Ons identiteit is dat God ons Vader is. Maar nou kom ons uit by die Gees. Die Gees, sê Paulus in hierdie teks wat ons gelees het, hy maak ons nuut. Dis die Gees se werk om vir my hierdie nuwe identiteit te gee. Dat hy in hierdie ou sondaar mens se lewe inkom, en nadat ek dan my sonde bely het en vergifnis van God ontvang het, dat hy dan in my kom woon. En ek het reeds gesê, dit klink wanneer Paulus daaroor skrywe, dit klink baie soos daai eerste skepingswerk, wat deur mense se sonde eintlik 'n gedwarsboom is, dat God sy Gees, sy asem weer nuut in my kom inblaas, dat ek nou uiteindelik kan uitkom by die rede waarvoor ek gemaak is, naamlik die beelddraer, die verteenwoordiger van God. Deur sonde, deur my eie koppigheid, het ek dit verloor, om werklik waar God se verteenwoordiger te wees. Maar Jesus het die offer gebring, om my verhouding met God weer te herstel, met God te versoen, en nou kom blaas die Here weer asem in my ou sondige wêreld in. En nou kry ek vir 'n tweede keer sy Gees, is ek Gees vervuld, en nou is ek een van God se kinders. Dis die Gees wat my identiteit verander, dat ek nou nie meer die stoffelike, sondige mens is wie ek geword het nie, maar nou die kind van die Here, nie meer 'n slaaf van sonde nie, maar nou een van die gehoorsame kinders van God, sodat ek nou kan lewe terwyl ek hierdie wêreld vertel van die offer van Jesus Christus, terwyl ek hierdie wêreld in pas bring met wat God wil, terwyl ek vir hierdie wêreld help om ook die Here te leer ken as een van sy getuies. Wat 'n verantwoordelikheid as ek dan kan sê ek is 'n kind van die Here. Dan sê ek die Gees van God is hier in my, en dan beteken dit dat ek bidtend naby aan die Here wil leef op so 'n manier dat ek sy ambassadeur is. As mense na my kyk, as mense raak sien wat ek doen, luister na wat ek sê, dat hulle iets van God se teenwoordigheid in my lewe kan beleef, ervaar, dat ek sy koninkryk sal laat aanbreek daar waar ek kom. Wat 'n verantwoordelikheid.
Skyfie 2 sê dan dat my werk doodgewoon is om die werk van Jesus Christus in hierdie wêreld voort te sit. Soos wat hy die werk 2000 jaar gelede begin het in hierdie wêreld, moet ek daarmee aangaan. Dit is waarom ons die Heilige Gees gekry het. Nooit vir enigiets anders nie. Die werk van die Heilige Gees is om in my te kom woon en te kom werk. Om die krag te wees waarmee ek 'n getuie is. Jy onthou ons met hemelvaart het Jesus gesê, ek gaan nou na die Vader toe, maar julle sal krag ontvang om my getuies te wees. Jerusalem, Judea, Samaria en die uithoeke van die wêreld. Hy gee vir my die krag. Hy is die ene wat vir my help, wat die petrol is vir my om God se verteenwoordiger te wees. Daarom wil ek sê, Here, neem nog meer beheer oor my, sodat ek nog beter die werk van Jesus kan voortsit. Hy help vir my om te kan voortsit dit wat Jesus gedoen het. Dis my taak, dis my werk. Wat Jesus gedoen het, moet ek doen. Die verkondiging van God se genade, die oorvertel van sy liefde, die herstel van mense se lewens, maar dan moet ek toelaat dat hy begin by my, die herstel van my lewe, die lewe en die vergifnis wat God vir my gegee het, om dit met ander ook te deel. Dis my taak, dis my roeping, en om hierdie vir 'n mens onmoontlike taak te kry. Ek het gister al gesê, vir my is dit dalk die swaarste kruis om te dra, om kruisliefde vir mense te gaan wys in my gedrag. Dit is vir my moeilik, want ek is self ook nog nie presies altyd wat die Here wil hê ek moet wees nie. Maar daarom stuur hy sy Heilige Gees, en wat gee hy vir my? Wat doen hy in my lewe, sodat ek regtig waar een van God se getuies kan wees? Hy kom bly in my, en hy gee vir my liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid, selfbeheersing. Die vrug van die Gees is eintlik die petrol waarmee ek nou kan gaan saamwerk aan dit wat Jesus wou sien gebeur in hierdie wêreld. Dat mense wat honger is, kos kry, dat mense wat seer is, getroos word, dat mense wat siek is, gesond kan word, dat mense wat God nie ken nie, hom kan leer ken en hom kan lief hê. Dis waarom die Gees gegee is, vir geen ander rede nie. Nie vir myself en vir watter triks en watter dinge ek ook al op wou fokus nie. Dis net gegee, die Gees is net vir my gegee om my krag te gee om 'n getuie te kan wees. Hy kom verseker my, jy is een van God se kinders. Jy hoef nie heeltyd in vrees en bewering te leef oor wanneer kom die straf nie. Jy's een van God se kinders. Jy het hierdie wonderlike boodskap van hoop en liefde in jou hart, in jou lewe ontvang. Nou gee hy vir jou die petrol om dit te kan gaan deel ook. In die derde plek dan, help die Heilige Gees my om te groei. Want wanneer die Gees in my kom, nou lewe ek. Maar ek is nog nie wie die Here wil hê ek moet wees nie. Die Gees van God kom in my en hy is die sleutel vir die groei wat daar nodig is in my lewe. Hy kom nie net om 'n trooster te wees nie. Hy kom lei my nie net met raad en wysheid nie. Hy kom verander die bedrading van my kop. Hy kom verander die bedrading hoe ek operate. Hy maak vir my 'n nuwe mens, sodat ek nou anders kan optree, anders kan lewe. Hy kom maak my heilig, sodat ek nou nie meer deur my ou natuur beheers word nie, maar deur hom, deur God beheers word. Ek word nou 'n bruikbare instrument in God se hand om die nuwe koninkryk te laat aanbreek in hierdie wêreld. Kry ek ooit daarmee klaar? Nog nooit nie. Dis 'n groeiproses. Dis iets waarmee ek daagliks besig is. Daagliks ontdek ek nog sonde in my lewe, nog ongehoorsaamheid en daagliks bely ek en begin ek al hoe meer en beter te lewe soos wat die Here wil hê ek moet lewe. 'n Laaste punt is dan dat die Gees nooit vir my gegee word as 'n individu nie. Dis nie my geskenk wat die Here my gee nie. Die Gees is aan individue gegee, maar vir die mense om my. So die Gees verbind my ook aan medebroers en susters, aan gelowiges, sodat ons dan saam kan luister na die Gees, sodat ons saam hande vat, saamwerk en die wil en die wysheid van God kan vind
Ek kan dus met ander woorde nooit dink, so wonderlik, ek is een van God se kinders, Jesus het my vrygemaak, die Gees kom bly hier in my, nou het ek niemand anders nodig nie. Ek onttrek, ek gaan sit in my huis, met my Bybel op my skoot, ek is een van God se kinders, maar op my eie. Die Heilige Gees bind ons aan mekaar. Dis die Heilige Gees wat ons help, stuur, lei op die regte pad. Dis die Heilige Gees wat die kerk se oë oopmaak oor waar die nood is, sodat mense met spesifieke gawes mekaar kan help om hierdie nood in die wêreld aan te spreek. Hier ondersteun ons mekaar, hier bemoedig ons mekaar deur die Heilige Gees wat in ons werk. So alleen kan ons in 4 ankers, elke lidmaat van hierdie gemeente, 'n lewende getuie wees van die lewende Christus. As ons mekaar liefhet, mekaar ondersteun, word ons eintlik die getuie, die mond van God in hierdie dorp. Ons glo dat die Heilige Gees van die Vader en van die Seun gekom het om die werk van Jesus hier voort te sit, deur ons identiteit te verander, een van God se kinders te maak, ons die krag te gee daarvoor om getuie te wees, die vrug te gee, die petrol te gee, mekaar se hande te vat en 'n verskil te maak in die gemeenskap. Wil jy dus kyk of ons gees vervuld is, moet ons nie kyk na allerlei ander vreemde dinge nie, maar doodgewoon net dit. Is ons besig met die werk waarvoor God ons geroep het. Gaan heen, maak die mense my disippels. Amen. Ons het weggedoen met die mikrofoon, het lyk vir my mense bid eerder graag sonder 'n mikrofoon. En daarmee wil ek dan almal wat inskakel op YouTube sê, die mikrofoon gaan dalk hoor as iemand hier hard genoeg bid. Maar as jy niks hoor daar nie, dan kan jy stilweg net self bid of self nou afsluit, terwyl ons dan 'n kansie gee vir almal om nou te bid. Ons almagtige Here en Hemelse Vader, Here, ons kom met groot dankbaarheid vanmôre om vir U dankie te sê dat ons vanmôre hier in U huis by mekaar kan wees. Here, dankie dat U vir dominee gebruik om die boodskap wat U by hom gelaat het weer te deur hom na ons toe te kan gee. Here, ons dankie dat ons dit kan ontvang, maar ek wil vanmôre bid, Here, dat U vir ons die krag en die leiding sal gee, dat ons dit nie net sal ontvang nie, Here, maar dat ons dit sal gaan uitdra
Here, om te hoor hoe dat U besig is om hierdie wêreld heel en nuut te maak, is vir ons elke keer weer 'n groot vreugde. Ons is so bly want ons sien soveel stikkend in hierdie wêreld raak. Maar om te hoor dat U ons wil uitstuur om 'n verskil te maak aan hierdie stikkende wêreld, om te hoor dat U Gees in ons kom woon het sodat ons die werk van Jesus sal voortsit. Here, dit maak ons eintlik 'n klein bietjie bang. Want ons ervaar die stikkend en seer baie keer so baie persoonlik aan onsself ook. Want Here, miskien is dit so dat ons, terwyl ons hier saam is, ons die seer beleef van iemand vir wie ons lief is, wat baie siek is en deur siekte van ons eintlik verwyderd is. Ons is hier saam en miskien is daar iemand wat 'n ouer is wat bekommerd is oor kinders. Dalk iemand wat sonder werk is en nie weet wat môre of oormôre gaan bring nie. Dalk is dit omdat ons ouers het oor wie ons bekommerd is. Dalk is ons sommer net in die algemeen bekommerd oor die toestand van ons land, ons dorp, ons gemeenskap. En dis te groot. Here, ons kan aan baie van hierdie dinge, ons voel so magteloos, ons kan daaraan niks doen nie. En daarom wil ons vra dat U Heilige Gees in ons hart, in ons lewe so sal inkom, dat ons nie net getroos sal wees nie, maar dat ons deur U teenwoordigheid sal hoop vind. Dat ons sal weet, ons is in U hand, ons het hoop, en dat hierdie hoop, dat U uitkoms sal gee, nooit beskaamd sal word nie. Kom dan, Gees van God, woon so in ons hart, word so deel van ons lewe, dat ons elke dag se bestaan sal wees, Jesus Christus, dat elke hartklop, elke asemteug, sal gaan oor sy heerlikheid, oor die bou van sy koninkryk, en daar waar ons stikkend en seer sien, dat ons die verskil sal maak, en daar waar ons stikkend en seer is, dat ons sal vertrou, dat U uitkoms sal gee. Baie, baie dankie dat ons nou mag bid. Kom Gees van God, neem meer en meer van ons en help ons om te groei en meer gehoorsaam te wees aan U, die lewende Here. Amen. Ek het weer 2 aankondigings. Die eerste gaan weer oor die Bybelverspreiding. Die kassie staan nog daarso. Baie dankie vir die bydraes wat U reeds gegee het. En ek nooi U graag vanmôre weer vir koffie. As jy daar by die toonbank staan, aan die linkerkant is vir U voorberei om koffie of tee te drink. En vanmôre is daar ook 'n verrassing. Daar's ook vanmôre koek daarmee saam. So in die aand kry die ouens sop en broodjies. So ons is 'n bietjie afgeskeep in die oggend. Vanmôre is dit tee en koek. So julle moet dit geniet. En dan is dit môre dan weer, gaan ons verder met die geloofsbelijdenis van Nisea. Terwyl ek dan nou aankondig dat ons die laaste lied sing, 435 vers 1 en 2, wil ek vir Karen ook sê geluk. Dit het baie goed gegaan met die vlamlied vanmôre. 435 vers 1 en 2, kom ons staan. En dan sing ons dit as 'n antwoord ook op die woord van die Here. Amen.
Broer en suster, mag nou die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader, die teenwoordigheid van die Heilige Gees by u wees en by u bly, totdat Jesus weer terugkom. Amen.